Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Michelle Potgieter is 'n Suid-Afrikaanse ma wat enigiets vir haar dogter sal doen. Nadat haar 23-jarige dogter, Maria-Lena met Burkitt's limfoom, 'n seldsame kanker gediagnoseer is, het sy haar na 'n hospitaal in Israel geskuif om behandeling daar te ontvang. Met die konflik wat tans in die land heers, is hulle nou in Tel Aviv, terwyl Maria-Lena op die oomblik te swak is om na 'n bomskuiling geneem te word. Michelle gesels nou regstreeks vanuit Tel Aviv met ons. Michelle, baie dankie dat jy moeite doen om vanoggend met ons te gesels en dankie vir jou tyd ook, wil ek solank sê. Baie dankie Els, was my groot voorreg om met julle te kyk vanmôre. Nou ons het etlike sekondes gelede 'n bomsirenes gehoor daar in die agtergrond. So ek wil net hê jy moet vir my beskryf wat gaan op die oomblik deur 'n mens se kop terwyl jy weet wat om jou aan die gang is. Weet jy, dit is baie erg. Om te hoor hoe die sirenes afgaan in die aand en die oggend. En op die oomblik hoor ek ontploffings daar buite. Maar ek kies om in die Here se vrede te bly. Ek kies om nie te vrees nie. Daar gaan iets oor ons. Om nie te vrees nie, en sy vrede te bly. Want as die mens gaan toegee aan vrees, dan kan die mens nie vir iets gaan nie. Goed, ek wil hê jy moet vir ons 'n bietjie meer agtergrond ook gee, net vir ons vertel, so 'n bietjie meer vertel van die kanker waarmee jou dogter gediagnoseer is. Elsa, sy is 7 maande terug gediagnoseer met maagkanker, Burkitt's limfoma, en die dokters het alles gedoen wat hulle kon doen vir 6 maande se eksplisiete ontploffing baie hard. Baie naby. Maar in elk geval sy is gediagnoseer. Ekskuus, ek wil net Ek is reg. Gemaklik om voor te gaan. Ek is gemaklik om voor te gaan, alles reg. En na 6 maande se behandeling van chemoterapie en alles, het die dokters gesê daar's niks meer wat hulle kan doen in Suid-Afrika nie. En een van my seuns het begin navorsing doen oor die CAR-T-sel behandeling hier in Israel. En in Suid-Afrika doen hulle nog nie die Burkitt's limfoma nie, maar ja, die Here het net deure oopgemaak dat ons hierheen kon kom en hier die behandeling kon kry. So sy het so 10 dae terug, het sy haar CAR-T-selle terug ontvang. En daarmee gepaard gaan is nou al hierdie verskriklike neeweffekte. So ons het party dae verlede week wat sy sulke erge neeweffekte gehad het wat ek nie geweet het hoe lank sy gaan leef nie, want daar was 'n aand wat sy vreeslike hoë koors gehad het, lae bloeddruk. Daar was 4 dokters om haar bed gewees. En dan gaan die sirenes af en dis ontploffings hier langs ons. Maar ons is net dankbaar om hier te kan wees. Nou die tyd is baie vinnig besig om ons in te haal. Ek wil graag by jou hoor, hoe gaan dit op die oomblik met haar? Sy is deur die hele behandeling en op die oomblik is hulle net besig om die simptome te verander, maar die dokters is tevrede. Die kanker is besig om te krimp en haar bloedtellings lyk baie goed. So ons is verskriklik dankbaar daaroor. En ek dink, jy weet, jy het nou vroeër verwys na die feit dat, ek meen, iets soos geloof speel ook 'n baie groot rol, maar hoe behou jy daai hoop elke liewe dag? Deur soveel jare het ek net gesien hoe getrou die Here is. Hy het my soveel jare vasgehou. Dit ons sit in Oekraïne, het ons die maffia beleef met wat ek revolver teen my kop gesit het. Ons is in Oekraïne deur die oorlog, ek en my kinders, ek het my man verloor. En selfs deur dit alles het die Here my so gedra. Ek het gesien sy getrouheid, sy liefde. En ek was in situasies in my lewe wat ek gedink het, geen mens kan my nou help nie, net die Here kan my help. En ons is nou vandag weer in so 'n situasie, wat jy nie na mense kyk nie, maar net weet, omdat my lewe aan hom behoort, omdat ek sy eiendom is, omdat ek sy kind is, weet ek nie, soos in Psalm 91 staan, omdat ek lief is vir die Here, is hy my skuiling. Hy sê 10,000 sal in my regterhand val, 1,000 aan die kant, maar ek sal net dit sien, wat sal nie naby my kom nie. En dis waarna ek vashou, aan sy woord. Sy woord is waar, sy woord is lewend.
en ek glo dit en ek vertrou met hom en hy het sy getrouheid aan my oor en oor en oor bewys. Nou Michelle, jy weet, jy's so 'n sterk vrou, ek meen dis baie duidelik. Ek wil graag weet behalwe vir volkomme genesing, wat is jou droom op die oomblik vir Maria-Lena? My droom vir Maria-Lena is dat sy 'n vol lewe sal hê. Dat sy enige ma sal wees, dat sy getroud sal wees, dat sy of weet jy, sy sê net soveel keer, mamma, ek is so moeg vir dit. Wees al 7 maande se behandeling. Net dat sy weer haar lewe sal terug hê en staan maats op die strand kan speel en jy weet, net die geniet. En sy steur soveel, dit was verskriklik hierdie afgelope tyd, alles wat hier sy was verlede week, wat sy geheueverlies gehad het, as gevolg van die, en wat sy glad nie kon praat nie, sy kon glad nie reageer nie. Gaan die sirenes weer af. Ons dink aan julle in hierdie moeilike tyd. Baie dankie dat jy bereidwillig was om met ons te gesels. Baie dankie, waardeer baie.